Hartlike goeiemôre op hierdie Kersdag, van my en my gesin 'n geseënde Christusdag toegewens. Kom ons lees saam weer die verhaal soos Lukas dit vir ons opgeteken het, in Lukas 2 vers 1 tot 7. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Die eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was. Om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Sê my, as jy die Kersverhaal moes skryf, hoe sou jy begin het? Ek is seker baie mense sou begin met eendag lank gelede. Maar so begin sprokies. Lukas begin dit anders, so eenvoudig, so droog selfs. Hy noem name. Die keiser, Augustus, die gouverneur, Cyrenius. Hy noem gebeurtenisse, die sensus wat opgeneem moes word. Hy noem plekke, Nasaret en Bethlehem. Want die Kersverhaal is nie 'n sprokie nie, maar 'n heerlike werklikheid. Die interessante is dat mense van die Kersverhaal 'n sprokie maak. En 'n mens kan dit verstaan ook. Ons leef in hierdie harde werklikheid waar die bomme bars en die koels mense se lewens beëindig. 'n Wêreld vol bloed, 'n wêreld vol lyding as gevolg van armoede en van hongersnood en van siekte en van dood. En mense wil graag uit hierdie harde werklikheid ontsnap en daarom soek hulle iets mooi en iets sag. En waar wil jy nou iets mooiers kry as die sprokie van Kersfees, van 'n kind wat gebore is in 'n krib, van 'n pa en ma wat daar by sit, van diere wat rustig kouend toekyk terwyl die herders aan hom hulde kom bewys en die wyse manne hulle geskenke bring. Maar weet jy, as die Kerstyd verby is en die laaste krummeltjie koek is opgeëet, dan keer die harde werklikheid weer terug. En dan is ons weer in 'n wêreld vol lyding en swaar kry en seer kry en trane. En daarom is ek so dankbaar dat hierdie Kersverhaal so begin. Lukas gee 'n klomp inligting. En hoekom doen hy dit? Juis om te beklemtoon dat die Kersverhaal geskiedenis is. Dis nie een of ander sprokie nie. Dis nie 'n fabel nie, dis nie 'n storieetjie nie, dis werklikheid. Daar was so 'n keiser, en daar was so 'n gouverneur. En dit was ook 'n wêreld waar mense swaar gekry het, 'n wêreld van verdrukking, 'n wêreld van oorlog en van dood en van lyding. En in so 'n wêreld het God sy seun gestuur, om in ons geskiedenis, ja in ons ellende in te daal, en hier 'n verlossing, 'n heerlike verlossing te kom bewerk, deur nie net in 'n krib gebore te word nie, maar uiteindelik aan 'n kruis te sterwe, om ons te verlos, die oordeel in ons plek te dra, sodat ons kinders van God kan word. En daarom, liewe vriende, is hierdie Kersverhaal geloofwaardig. Dis hoekom hy opgeteken is. Nie om ons tydelik goed te laat voel nie, maar om ons geloof te voed, om ons op te roep tot geloof, om ons op te roep om ons lewe toe te vertrou aan ons Here Jesus Christus, sodat ons sy vrede kan ervaar, nie net gedurende die Kerstyd nie, maar ook in Maart en in September en in Oktober, die hele jaar lang, elke dag, sy vrede te kan ervaar. Hoe wonderlik dan om vandag hierdie ware verhaal te herdenk,
die verhaal van God se koms na hierdie wêreld, van sy seun wat mens geword het, sodat ek en jy kinders van God kan word. Kom ons loof hom daarvoor. Here onse God, hoe wonderlik is dit om hierdie dag te vier, om terug te dink aan u koms na hierdie wêreld, en om te mag weet, dis die werklikheid. Dit het regtig gebeur, dis nie 'n sprokie nie. Want 'n sprokie is 'n seebel wat weer gaan bars, maar hierdie is werklikheid. En daarom kan ons dit glo, en glo ons dit ook. Ons bid vir elkeen van u kinders in hierdie dag, gee dat dit 'n dag van groot vreugde sal wees, vreugde wat in u geleë is. Maar ons bid ook vir 'n wêreld wat 'n sprokie soek. Ag Here, wil u deur die verkondiging van die woord ook op hierdie dag mense se harte aanraak, sodat hulle van hulle sprokies sal wegdraai, van hulle sprokies gode, na die ware werklike God, wat sy seun gestuur het, en wat deur sy seun verlossing vir 'n verlore gaande wêreld aanbied. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.